met trots geborg deur Lots of Pots. Om te snoei of om nie te snoei nie. Ek is Cornelia Hetge vir Marula Media en by my is Karen Viljoen, 'n landskapsargitek. Ek en Karen kuier vandag by Lots of Pots in Lynnwood in Pretoria en Karen gaan vir ons verduidelik wanneer en hoe om jou plante te snoei. Watter plante in 'n tuin sal mens tipies snoei? Soos jy nou genoem het, is daar verskillende redes hoekom jy jou plante in jou tuin sal wil snoei. So een van hulle is as jy nou struike het en hulle word vir jou te groot. So ons het nou sommer hierdie een gekies en dit lyk vir my nou of hierdie tak gaan my nou pla. So om hom nou bietjie kleiner te sny is eintlik baie maklik. So ideaal sal jy nou net sny bo 'n blaartjie. Nou die rede daarvoor is sodat jy kan verseker daar gaan nou weer 'n nuwe blaartjie uitkom en dan gaan daai stukkie takkie wat nou tipies sou oorbly as jy hom nie daar gesny het nie bruin word nie, want hy gaan nou nooit weer uit sy eie uit 'n blaar maak nie. Die volgende blaar gaan nou daar uitkom. So is dit 'n reël vir al jou plante? Snoei so naby moontlik aan die blaartjie sodat daar vir jou 'n nuwe takkie uitkom. Ja. Okay. En jy het 'n roosboom hier. Natuurlik rose is iets wat 'n mens baie algemeen snoei in jou tuin. Hoe snoei 'n mens jou rose sodat daar weer 'n blommetjie sal uitkom en hy nie soos jy nou verduidelik het so 'n bruin stukkie tak gaan maak? So as ons nou rose wil sny net om dooie blommetjies af te sny of om meer blomme te produseer soos jy gesê het, dan is dit baie eenvoudig, maar dit is maar 'n reël wat mens moet onthou. Kom ons vat nou byvoorbeeld hierdie blomme is nou nog nie mooi, is nou nie dood nie, maar ons gaan hom nou maar as voorbeeld gebruik. So as jy nou mooi kyk op die stammetjie, is daar nou 'n takkie wat 3 blaartjies het en dan die volgende takkie het 1, 2, 3, 4, 5 blaartjies. So die reël is om dan nou die blom af te sny bo die takkie met die 5 blaartjies aan. Okay. So mense moet onthou jy gaan nie net die dooie blom afsny nie. Jy gaan hom nie net sommer afsny nie. As jy byvoorbeeld sê nou maar om nou net daar gaan sny, dan gaan daai hele stingeltjie nou doodgaan en daai blaartjie gaan dood want die volgende blom gaan eers bo die takkie met die 5 blaartjies uitkom. Okay. As jy dan nou jou roosboom wil baie snoei, want dit doen ons gewoonlik so Julie, Augustus voor dit lente is, dan is daar nou 'n bietjie meer tegniek daaraan verbonde. Ek seker ons sal dit by 'n volgende keer uitkom. En dan is die goue reël ook maar jy sny omtrent 2/3 van die plant weg. Sjoe. Dis Dan baie. ja, dit is. Dan dink ek 'n ander ding wat mense dalk nogal baie oor vra het dalk is sê nou maar jy wil 'n struik in jou tuin uitplant. Dan vergeet mense dat jy hom ook dan baie moet terugsnoei. Wow. So die baie goue reël daar is ook om dit te probeer om dit nie in piekseisoen, groeiseisoen te doen nie. So van Mei, Junie, Julie, Augustus in ons klimaat waar ons bly, dan raak die plante daai tyd dormant en dan is dit ideale tyd om hulle dan te skuif, sou jy hulle wil rondskuif in die tuin en onthou dan moet jy nogal drasties 2/3 afsny en moenie skrik nie. Dit verseker dat die krag van die plant as hy nou weer begin in die groeiseisoen groei, na die wortels toe gaan en dat hy nou nie die hele tyd probeer om al sy blare groen te hou nie. So dan gaan hy vinniger vestig. Okay. Nou, jy het 'n takkie hierso vir ons. Ek sien hy so op 'n lekker hoek afgesny. Ja. Dit is as jy nou struike sou snoei wat nou 'n bietjie dikker tak het, dan is die raad maar om jou skers skuins te hou en dan sny jy hom skuins af, so dit verseker dan dat as daar water opval, dat dit gaan afloop en nie as dit reguit is 'n dammetjie vorm waar daar dan allerhande goggetjies en goed kan ingaan nie. Okay. En dan wat my baie interesseer is, gaan jy al die plante in jou tuin wegsnoei of is daar net sekere tipe plante en hoe weet 'n mens watter plante moet ek snoei
en watter plante los ek al lyk hulle asof hulle bietjie verlep en lelik raak. Daar is dan tipies verskillende redes dan nou in jou tuin hoekom jy jou plante sal wil snoei. Een daarvan is as hulle te groot word vir jou. Een wenk wat ek net wil ook vir mense gee is, kyk net dat julle baie mense dink as hulle 'n struik snoei, moet jy onder begin en hom hier leeg snoei. Dit lyk nie altyd baie mooi nie en dan groei die struik net bo en dan kry jy sulke kaal stammetjies. So sny hom maar liewer bo af en aan die kante en dan net tipies soos ons gesê het bo blaartjie. Dan as jy jou jong bome dalk wil bietjie van die takke afsny omdat hulle dalk te laag is die takke. Onthou om maar net die tak teen die stam af te sny en dan nog 'n goeie wenk as jy dan nou takke van groter struike gesnoei het. Hierdie is dan nou mos maar eintlik 'n wond. Ja. So om dan nou te keer dat daar nou water ingaan en dan swamme en goed of goggaatjies daarin gaan, dan kan jy hierdie lekker buisie Steri-Steel seal hier koop by Lots of Pots. Dit is maar, mens kan maar dit sien as 'n salfie wat jy dan nou net hier mooi op die wond smeer om hom te seël. So lekker dik. So lekker dik en jy los hom net so. Hier is dan allerhande goed in om die wond te beskerm teen insekte en swamme en so. Maar dit is natuurlik net nodig vir jou dikker struike, nie vir Ja, roosbome. nee, solank as dit die stingeltjies wat jy afsny dikker begin word, kan jy dit doen. As jy nou struike in jou tuin snoei, hoef jy dit nou nie te doen nie. Ons doen dit ook by roosbome as ons hulle snoei voor die lente. Okay. Skakel volgende week weer in wanneer Karen haar kennis gaan deel oor plante wat skoenlappers lok. Karen Viljoen is 'n landskapsargitek en tuinkenner wat haar kennis hier by Lots of Pots in Lynnwood deel.